gaan kyk 'n storie met jou deel en vanaand se storie se naam is As dit reën. Nou dis my eintlik van baie besonderse betekenis. Ek is 'n geborene Makbolander, maar was so 5 jaar oud gewees toe het ons verhuis na Riebeeck Kasteel toe en daar het ons ook vir 6 jaar gebly. Nou in die 6 jaar wat ek op Riebeeck Kasteel was, het ek ons nou eintlik maar bewus geword van die dinge rondom my en mense ensovoorts. En een van die dinge wat ek altyd van Riebeeck Kasteel onthou is hoe baie dit gereën het. Dit was eintlik vir ons baie algemeen geweest. So ek het heeltemal die feit dat in Makboland min gereën het ek heeltemal vergeet van en ek het daar op Riebeeck Kasteel het ek gou agtergekom hoe baie dit reën daar en ek het baie daarvan gehou. En ek het altyd gewonder hoekom was die reën vir my so besonder. Ek sal een ding moet ek vir julle vertel wat gebeur het. Ek en my broer kom van die skool af. Ons was 6 en 7 jaar oud. Ons het huis toe gestap. Nie soos vandag wat die kinders gaan haal word wat 'n mens kan verstaan weens veiligheid en allerlei verskillende redes. Maar so het ons skool toe gestap en natuurlik weer maar huis toe. En die spesifieke dag toe reën het, toe ons nou daar by die skool staan, toe kyk ons nou die reën so uit en ons weet nie wat nou ons nou moet doen nie, moet ons nou gaan of ons wag gaan. Ons besluit nie maar kom ons stap. Nou soos 'n mens nou daar na die plein toe van Riebeeck Kasteel te stap, daar's mos so 'n kanon en 'n os en daar het so 'n groot boom gestaan. Nou toe ons so daar op die plein kom, toe begin die reën daarin verskriklik te val. Ek besluit toe ek gaan onder die boom skuil en my broer wat saam met my gestap het, hy besluit hy gaan die laaste 100 meter gaan hy die stuk insit huis toe. Nou ja, ek sien toe maar die besigheid word nou nie 'n goeie keuse vir my nie. En toe die reën, ek nou al so 10 minute gewag het, dink ek gaan nou nie langer wag nie. Toe sit ek op die stuk huis toe, noodliks om te sê, toe ek by die huis kom, toe is daar nou niks aan my wat droog gesê. Ek was papnat, toe ek daar aankom, my broer kyk droog, hy is heeltemal reg, ek is papnat, hy het lekker vir my gelag. So, wys jy ook hoe mens verkeerde keuse kan neem, hoe maklik gebeur dit, en dan kom jy maar net die tweede. En so het ons toen terug verhuis, na my tuistopie dan na Makboland, en dit het ook so nou gebeur, ek het maar vertel hoe ek daar vir die eerste keer daar skool gegaan het en daar ingekom het, en toe gebeur daar met 'n vreeslike en aardige ding, en daar ek is nog gewoond aan die reën, so dis nou vir my niks eienaardig nie, en dit was die 3de week wat ek daar was, en ons is nog besig met klas, en die volgende oomblik toe begin het redelik hard te reën buitekant, en dis toe dat ek nie kan verstaan wat nou aan die gang is hier, want die hele klas, juffrou was nog hiervoor besig om op die bord te skryf en sulke goed, maar toe reën begin val, dis het soos chaos, dis soos 'n skakelaar wat jy aansit, chaos, almal in die klas storm vensters toe, en die vensters word oopgemaak, wat ek nie kan verstaan nie, want as jy die vensters oopmaak, dan reën jy nat, en so dit is toe nou vir my nou, dink ek nou, wat gaan nou aan, nou sit ek daar op die bank, almal is hier so by die vensters, en hulle hang by die vensters uit, en steek hulle hande uit, dit lyk amper of hulle by die vensters wil uitklim, om nou hulle hande uit te, dit staan nou bak vir die reën, en van hulle het so gevang, nou was in sy gesig daarmee, en so, dit was vir my baie en aardig geweest, en ek sien toe my juffrou, sien toe van, ek kan nou nie verstaan wat hy aangaan, en sy sê toe, maar nie hoor nie, jy sal nog verstaan, het sy gesê, en ek kan ook nie verstaan, dat sy nie met die kinders kwaai was, hoe hulle dit gedoen het nie. Ek sou te later agterkom, dat dit een redelike normale ding, en wat ek toe binnenkort moest toe besef het, maar dit reën nie so baie hier nie, weet, ons het, as ek nou sê, dis 3, 4, 5 dae jaar, het dit baie lekker gereën, en dit was dan die manier hoe ons die reën ervaar het en geniet het, ons het allemaal uitgestorm buiten toe, as het begin reën, dan storm ons allemaal uit, dan gestaan ons in die reën, ons het nie soos hier in die Kaap, as het begin reën, storm allemaal ons binnen te doen, so as dit reën, dan storm ons uit, en dan staan ons in die reën, en dit was vir ons wonderlik geweest, vir my het dit ook toe later so 'n normale tendens geword, en ek kan nou vir julle sê, dit is vandag nog so, as dit reën, dan sal ek uitstap, en ek sal bietjie onder die reën gaan staan, of ek sal ten minste na my hand uitsteek, en ek sal die reën voel, op my hande, of op my lyf, op my kaalkoppie, of wat, waar ook al, dit is my wonderlik, dit is my heerlik, en is nog die heel beste as die reën op 'n sinkdak val, kyk, dan kan jy vir my in die slaap maak, en ek sal nooit wakker word, so lekker slaap ek, met die reën op 'n sinkdak, en so dit was baie, baie spesiaal geweest, so ons het die manier gehad om uit te hardloop, nou om nou so extra punt by die storie by te bring, 3 weke gelede, toe sit so half eerste winterreens, wat toe in die Kaap op pad is, en ek het nou my broer en mense genooi om by my die middag te kom braai, ons het so 2 se kant begin,
En ek steek toe juist die vuur 'n bietjie vroeër aan, en ek sien toe maar hier so is 'n bietjie van 'n donker weer wat op pad is, maar die weervoorspelling ons sê ons hoef nie bekommerd te wees, dit gaan nou koel wees en bewolk en so, maar dit gaan nie reën nie. Nou so het my broer en die mense nou aangekom, ons het lekker buite gesit, en so weer is waar, terwyl ons nou besig is om lekker te braai, ek dink ons het heerlikste saaties gebraai daai dag, en wors, braaibroodjies en so aan, het ek toe nou agtergekom en hier begin val die druppeltjies nou. Nou, dit was toe interessant, dat my broer het toe ook saam met my buite gebly. En dit was ook net die week daarna so, toe hy is ook 'n omroeper, hy is eintlik 'n baie bekende omroeper op Radio Sonder Grense, bekroonde omroeper Johan, en toe hy op sy radioprogram wat op 'n Dinsdag aand is, het hy vertel van dieselfde ervaring van as dit reën, het hy ook uitgegaan toe hy 'n kind was. En ek het dit nooit niks so raak gesien, jy weet, ek is nou so bewus vir my eie dinge, en dit is vir my eintlik vreeslik mooi om te dink dat ek en hy dieselfde ervaring van as dit reën, dan gaan ons uit. Ons hardloop nie in nie, ons gaan uit. En dit was nie net ek gewees, dit was my klasmaats, en dit is 'n algemene ding, en dit is 'n wonderlike ding, dat ons kan, as dit reën, dan hardloop ons uit, en dan gaan voel ons die wonder van reën, die wonder van water. As dit daar op ons tuisdorp 3 dae gereën het, dan het die rivier afgekom, die Trutero rivier, en die Trutero rivier het dan vermaak dat ons seuns by die skool by mekaar gekom het, en dat ons afgespreek, 3 uur, dis kort na skool, so 1 uur na skool, dan is almal daar by die rivier, en dan gaan gooi ons klei laat, en dis 'n storie, 'n ander dag op sy eie. So as dit reën, is vir ons wat in Namakoland is 'n teken van lewe, is 'n teken van wonderlike dinge, blomme, kos vir die diere, en veld wat mooi is, en mense se gemoed, die gemoed wat soveel verbeter het, as jy die reën sien, dan voel jy sommer moed, jy kry nuwe moed, en jy voel lekker, en jy is bly, en die mense juig, en hulle lag, en dit het so 'n wonderlike invloed op almal, en ek dink dis vandag nog 'n mooi tendens in Namakoland, dat daar van reën so 'n groot ding gemaak word, want water is ons lewe. So ek wou net met jou gedeel het, van my trotse kultuur daar uit in Namakoland, van hoe ons reën en water waardeer. Ons beskou dit as 'n wonderlike ding, en dit het nog nooit uit ons uitgegaan, en dit is nog vandag nog so, en dit is my fantasties. Lekkerste herinnering van Namakoland, as dit reën.